Hallo maatjies. Jo, maar dit is darm nou lekker dat dit somer is, nee. Wie van julle het al begin swem? Dis vir my so mooi om te kyk hoe die voeltjies nuwe nesies in die bome bou. Ek kan my verkyk daaraan. Vandag is weer 'n heerlike dag. Maar kom voor ons die storie begin, kom ons maak eers gou ons oogies toe. Baie dankie Hemelse Vader vir u liefde en u trou en u genade. Dankie dat u so mooi na ons kyk. Dankie dat u die natuur so mooi versorg. Dankie vir die heerlike reën wat ons gehad het. Dankie dat u goed is vir ons elke dag. Amen. Maatjies, het julle gehoor in my gebed hoeveel keer ek dankie gesê het? Weet julle, ons is geneig om so maklik te vra, en partykeer vergeet ons om agterna dankie te gaan sê, as ons skryf waarvoor ons vra. Vandag se storie gaan juist daaroor. Wie van julle het al baie moeite gedoen om maatjies gelukkig en tevrede te hou by 'n verjaarsdagpartytjie? Nou vandag se storie gaan daaroor. Eendag kom Santi baie gelukkig by die huis. Sy is so opgewonde dat sy die hele dag rondtrippel al om mamma. Mamma weet hoekom sy so gelukkig is, want vanaand moet hulle al die voorbereidings tref vir haar verjaarsdagpartytjie môre. Sy sien daar eenkant in die hoek in die sitkamer 'n groot toegedraaide geskenk met 'n groot stryk op. En sy wonder wat daarin is. Sy het al 'n paar keer nader geloop om te probeer loer om te kyk wat dit is wat mamma en pappa vir haar verjaarsdag vir haar gekoop het. Maar hulle het dit so goed toegemaak dat daar nêrens 'n ou gaatjie is waardeur sy kan kyk om te loer wat dit is nie. Die aand nadat hulle klaar geëet en Bybel gelees het, hulle het juis vroeër geëet die aand, om seker te maak daar's genoeg tyd voordat sy moet gaan slaap, dat sy mamma kan help. Toe begin hulle koek bak. Hulle maak marshmallow mannetjies. Hulle vat klein ronde Marie beskuitjies en maak met versiersuiker gesiggies daarop. Smarties vir die oogies. Mamma het 'n klomp licorice gekoop en hulle het daarvan sulke klein stokmannetjies gemaak. Toe hulle klaar is en moeg eenkant sit, kyk hulle verwonderd na al die goed op die tafel. "Sjoe," sê mamma, "ons het dan maar hard gewerk vanaand, nee." Sy kan sien Santi is baie moeg. "Kom skattebol, jy moet nou gaan bad en gaan slaap, sodat jy môre uitgerus kan wees vir jou verjaarsdagpartytjie." Daardie aand het Santi moeg maar tevrede in die bed geklim. Sy het mamma baie mooi gehelp vandag en sy is opgewonde om te hoor wat haar maatjies van al hierdie wonderlike eetgoed gaan dink. Die nag droom sy van 'n storie wat mamma vir haar in die Bybel gelees het. Van 10 manne wat na Jesus toegekom het, dat hy vir hulle moet bid, dat hulle gesond kan word. Hulle was almal melaats. Nou daardie tyd in die Bybelse dae was melaats 'n verskriklike siekte, en mense wat melaats was gewoonlik heeltemal uit die dorp uitgeban en hulle moes in afsondering ergens in 'n grot gaan bly, want dit was hoogs aansteeklik. Maar toe hierdie manne van Jesus hoor, was hulle opgewonde, want hulle het gehoor hy kan mense gesond maak. Hulle het toe ook gegaan. En toe Jesus hulle sien, het hy hulle dit oor hulle gespreek en hy het hulle aangeraak en hy het hulle gesond gemaak. Hulle was so opgewonde, toe hulle afkyk en sien al die seere op hulle arms en bene en in hulle gesigte is weg, dat hulle vinnig weggehardloop het om vir hulle familie te gaan wys, hulle kan nou terugkom huis toe, want hulle is nou weer gesond. Net een man het omgedraai en voor Jesus gaan kniel en vir hom dankie gesê, dat hy hom gesond gemaak het. Toe sy die oggend wakker word, toe bly hierdie droom in haar kop draai. Maar later, toe die maatjies begin aankom vir die partytjie en die tafel daar gedek staan met al hierdie heerlike eetgoed wat sy en mamma voorberei het, toe vergeet sy weer skoon van die droom.
Hulle het gespeel en geëet en geswem. Dit was sommer groot pret op hulle werf gewees. En almal het geëet en dit so geniet, dat daar niks oorgebly het nie. Toe dit laat raak en die maatjies se mammas hulle een vir een kom haal, het hulle haar met 'n drukkie gegroet, gewaai en is terug huis toe. Nadat hulle opgeruim het en hulle in die sitkamer gaan sit, het mamma vir haar gesê, nou kan jy daai groot persent daar in die hoek van die sitkamer gaan oopmaak. Opgewonde het sy daarna toe gehardloop en die papier sommer afgeskeur en raai wat, dit was 'n splinternuwe fiets. Sy was so dankbaar. Sy het op en af gespring en sy het mamma en pappa 'n drukkie gegee en elkeen 'n vet soen op die wang. Maar kom sit nou eers hier by my. Môre, as die son weer skyn, kan jy jou fiets buite toe vat en bietjie gaan ry. Mamma wil nou eers met jou gesels. Hoe was die partytjie vir jou? Het jy lekker saam met jou maatjies gekuier en gespeel? O ja, mamma, dit was heerlik. Die volgende oomblik sak haar onderste lippie af. En nou my skattebol, wat is nou fout? 'n traan loop oor haar wang. En sy kyk haar mamma met groot hartseer oë aan. Weet mamma, ons het so baie moeite gedoen om die partytjie lekker vir die maatjies te maak. En nie een van my maatjies het onthou om vir my dankie te sê nie. Mamma kyk haar verbaas aan. Maar skattebol, ek is seker hulle deur die loop van die dag vir jou dankie gesê dat jy hulle genooi het. Ja, miskien het hulle, maar nie so dat ek dit regtig gehoor het nie, en ook nie dankie gesê vir al die eetgoed en al die moeite wat ons gedoen het nie. Sy vertel toe vir mamma van die droom wat sy die vorige aand gehad het, en mamma verstaan toe onmiddellik waar kom dit vandaan. Ja, my skattebol, dit gaan maar so in die lewe. Mense kan partykeer dinge soms so as vanselfsprekend aanvaar. Hulle dink dinge moet vir hulle gegee en gedoen word. Dis net goeie maniere om agterna dankie te sê, as jy iets ontvang het en dit waardeer. Soos daardie man in die Bybel, wat omgedraai en vir Jesus dankie gesê het. En weet jy wat? Al het die maatjies nie almal dankie gesê nie, kom ons maak ons oë toe, en dan sê ons nou vir Jesus dankie, dat hy vir jou 'n wonderlike dag gegee het, dat hy jou vir nog 'n jaar gespaar het, en dat hy so goed is vir ons. Santi skuif nader aan mamma en sy kruip so onder mamma se arm in en sy maak haar oë toe en mamma begin bid. Dankie Hemelse Vader, dat U vir ons so goed is. Dankie vir die les wat Santi vandag geleer het, dat sy die waarde van dankie sê besef. Dankie dat U haar dag so mooi gemaak het en dankie vir hierdie pragtige dogtertjie wat U vir ons gegee het. Ek bid dat U haar sal seën in die jaar wat voorlê. Amen. Gelukkig en tevrede het Santi daardie aand in die bed geklim. En van daardie dag af het sy groot moeite gedoen om elke keer as iemand iets vir haar doen of iets vir haar gee, mooi dankie te sê. Maatjies, hierdie maand is ook by ons kerk dankseggensmaand. En dit is tyd om regtig dankbaar te wees vir alles wat ander en veral God vir ons doen. Kom ons maak ons oogies toe. Hemelse Vader, gee dat ons nooit sal vergeet om dankie te sê vir alles wat ons van U af kry nie. Ons is so bevoorreg en ons besef nie altyd hoe goed U vir ons is nie, hoeveel genade U oor ons betoon nie. Seën elke maatjie, seën ons gemeente, elke werksaamheid in die gemeente. Dankie, baie, baie dankie vir alles wat U vir ons gee en doen. Amen. Maatjies, onthou om vir mamma en pappa sommer elke dag dankie te sê, dat hulle so goed en mooi na julle kyk. Sê vir juffrou dankie, sê vir jou maatjies dankie, as hulle goed en gaaf teenoor jou is. Laat dit vir julle 'n heerlike week wees. Tot volgende keer. Totsiens. Toe besplinte sê
hand, 'n ander een het seer gebrand, en wie nie kon loop nie is gedra deur hul maats. Jesus het hul aangeraak, hy het hul gesond